Dames en here, welkom by die vertoning van 'n boutjie van my vroukie. Ons versoek asseblief dat u selfoon afskakel, aangesien selfoontorings nog nie ontwikkel is in die 50s nie. Sit terug, geniet die vertoning en welkom by die 50s. Dames en here, verwelkom graag ons 3 hoofrolspelers in hierdie senuitergende liefdesdriehoek in hul eie verwerking van die beroemde Cellblock Tango. Flash. Kiss. Mwah, perfecte vrou. Kaaskoek. 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 He had it coming, he had it coming, he only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Petrus and I met one night back in December. He was on a case and well, we just hit it off. He wasn't wearing a wedding ring at the time, so I assumed, like any normal young single woman would, that he was mine for the taking. We felt madly in love and there was no turning back for us. Later on he decided to tell me that he was married, but he planned on leaving her right away. I had already fallen in love with him, so I decided not to break it off. He said she was controlling, conniving, and crazy, and that it was only a matter of time before we would walk out. Petrus Johannes Vermeyer will soon be mine forever. Mwah! He had it coming, he had it coming, he only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I bet you would have done the same. Marie was perfek, van die oomblik wat ons ontmoet het. Perfekte hare, perfekte etiket, perfek. Alles perfek. Selfs ons huwelik was perfek. Ek was besig met 'n saak toe ek vir Missie ontmoet het. En sy het my lewe omgedraai. Sy was onvoorspelbaar, te mekaar en baie spontaan. Ek moet erken dat ek is later in ons verhouding vir haar gesê dat ek getroud is. Maar dit het nou nie gelyk of dit haar eintlik geplaai het nie. Ag, ek kon net nie meer vir myself of Marie lieg nie. Ek moes kies. Marie of Missie? Orde of chaos? Die keuse was eenvoudig. Ek kies haar. He had it coming, he had it coming, he only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I bet you would have done the same. Ek is die perfecte vrou en ek is trots daarop. Daar is altyd 'n heerlike ete op die tafel as Petrus na werk by die huis kom. Ag, ek is so lief vir daai man. My doel in die lewe was nog altyd om die perfekte vrou vir Petrus Johannes Vermeyer te wees. He had it coming, he had it coming, he only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I bet you would have done the same. Vermeyer het elke middag rustig gewag tot haar dierbare man van die werk af moet kom. As sy op haar horlosie sou kyk, het sy 'n warm, liefdevolle gevoel ervaar, want elke oomblik wat verbygetik het, beteken dat haar dierbare Petrusie, vir wie sy haar eie troetelnaampie skaat gegee het, binnekort by die deur sou instap. Hallo my skaat. Hallo? Hierdie tyd van die dag was altyd vir Marie die saligste. Sy het geweet dat haar liewe Petrus nie baie sou praat voordat hy eers sy glasie water klaar gedrink het nie.
Sy was heel tevrede om net so doodstil en geduldig te sit en wag en na al die lang ure alleen by die huis sy teenwoordigheid te geniet. O, hoe het sy nie sy warme daar wees lief gehad nie? Sy het eintlik alles aan en van hom so innig lief gehad. Moeg, my skaat? Ja, ek is moeg. Ek sal dit kry. Sit. Skaat, kan ek jou pantoffeltjies vir jou bring? Nee, Ek dink dis 'n skande dat daar van jou verwag word, 'n senior polisieman, om heeldag op jou voete te staan en patrollie te moet loop. O, voor ek vergeet, daar's iets wat ek jou moet vertel. Ou tante Stine het vandag die ringetjie toets op my gedoen. Jy weet, daai toetsie waar hulle 'n ringetjie vat en dan 'n stukkie garingkie hang en dan swaai hulle dit so oor jou maagie. En raai net wat? Dis 'n ou seentjie. Daar's geen twyfel daaroor nie, het ou tante Stine gesê. En sy was nog nooit in haar hele lewe verkeerd nie. Is dit nie opwindend nie? ja, Skaat, kan ek weer 'n stukkie kosie kry? Dis donderdag, ek het nie kosies gemaak nie. nee. As jy moeg is om te gaan uit eet, kan ek gou-gou iets maak. Dis nog nie te laat nie. En jy kan net hier sit en dit eet. Jy hoef nie eens uit jou stoel uit op te staan nie. Nee, ek wil dit nie hê nie. Maar jy moet iets eet. Ek sal dit maklik maak. Ek sal hou daarvan om dit te doen. Ons kan enigiets eet. 'n Stukkie lamchop of 'n stukkie vark. Enigiets wat jy wil hê. Alles is in die vrieskas. Los dit? Maar jy moet iets vir aandete eet. Ek sal dit in elk geval maak en dan kan jy besluit of jy dit wil hê of nie. Nee, as jy wil. Sit. Net vir 'n minuut vir my. Tutu, sit. Kyk, Marie. Daar's iets wat ek vir jou moet sê. Wat is dit, Skaat? Wat's fout? Ek weet dit gaan 'n bietjie van 'n skok vir jou wees, maar ek het dit lank en goed deurgedink en gedink dit sal die regte ding wees om dit vir jou in persoon te sê. Ek hoop jy blameer my te veel hieroor nie. Ek sal jou nooit vir enigiets blameer nie, Skaat. Jy weet dit tog. Kyk, Marie, die ding is ek wil jou verlaat. Jy verstaan my, né? Ek wil jou verlaat. Jy bedoel dit nie. Ja, ek bedoel dit. En wat nog meer is, ek wil van jou afskei. En dis regtig maar net dit. Ek het iemand anders te lief. Ek het haar lief en sy vir my. Net so. Presies net so. Het Petrus Vermeyer dit aan haar vertel. Dit het nie lank gevat nie. Miskien net 4 of 5 minute. Haar eerste instink was om dit glad nie te glo nie. Dit het haar opgeval dat hy nooit eers gepraat het nie. Dit nooit gesê het nie. Dat sy haarself dit alles net verbeel. So dis soos dit is. Ek weet dit was dalk 'n bietjie van 'n slegte tyd, maar ek het nie 'n ander keuse gehad nie. Ek sal nog steeds vir jou geld gee en toesien dat jy versorg word. Dit behoort nie so groot palawa te wees nie. Ek hoop nie so nie. Dit sal my beeld by die werk skade aandoen. Vir Marie het dit gevoel of hy met elke aaklige woord verder en verder van haar wegdryf. Sy het gedink dat as sy haarself probeer oortuig daar niks gebeur het nie, sy later sal besef daar regtig niks gebeur het nie. Ek kry aandete. Soos Marie deur die vertrek na die kombuis loop, het alles vir haar outomaties gevoel. Uit na die kombuis, die ligskakelaar aan, die oopmaak van die vrieskas se deksel, haar hand die eerste ding raak wat waaraan sy raak, die optel daarvan, die uithaal uit die plastiek sak, die toemaak van die vrieskas se deksel,
die uitloop uit die kombuis en weer natuurlik die lig afskakel. Ons sal lamsbout hê. 'n boutjie van jou vroutjie. For goodness sake, verstaan jy nie dat ek... Maar het oombliklik gebeur dat sy hom doodgeslaan het. Dit was vir haar buitengewoon hoe helder haar denke ewe skielik geword het. Sy het blitsvinnig begin dink. Sy, die vrou van 'n polisieman, het duidelik geweet wat haar straf sou wees. Maar dit het nie vir haar saak gemaak op daardie oomblik nie. Maar wat van haar kind? Is daar wette teen moordenaars wat verwag? Of maak hulle albei dood? Die ma en die kind? Sy het nie geweet nie en sy wou ook nie die kans waag nie. Hallo Helen. Hallo Helen. Hallo Helen. Ek wil graag 2 aartappeltjies hê, Helen. Ek wil graag 2 aartappeltjies hê, Helen. Ja. En ek dink 'n blikkie ertjies. Hallo Helen. Hoe is dit mevrou vir my? Jy weet ek is Helen. Welkom by die 7-Eleven. Hoe kan ek jou help? Ek wil graag 2 aartappeltjies hê, Helen. Ja. En ek dink 'n blikkie ertjies. Petrus het gesê ons gaan nie uit eet vanaand nie. Ons eet mos altyd op 'n donderdag aand uit, jy weet. En Dis my jam. I'm gonna show you what's really crazy. You should have known better than to mess with me harder. Oh, gonna love ya, gonna love ya, gonna love ya, gonna love ya like a black widow, baby. Ooh, skie's jam, ja. Soos ek gesê het, Petrus het my bietjie omkant gevang met geen groentetjies in die huis. Nou ja, wat van 'n vleisie mevrou? Ooh, ek het dit. Wat van 'n lekker ou lamsboutjie? Ja, 'n boutjie van sy vroutjie. Nee, dankie. Ons het 'n lekker lamsbout in die vrieskas by die huis. Okay. Ek hou eintlik nie daarvan om dit so gevries in die oond te sit nie, maar ek sal vanaand net maar 'n kans vat. Dink jy dit sal reg uitkom? Ag, presies hoe gelukkig dit sal 'n verskil maak. So 'n stuk vleis vat dan lank om te duur vir ons, no? I'd nobody got time for that. Ek het so lekker groot lamsbout agter in die koelkamer. Dis so swaar. Ek sweer mense iemand kan uithaal met hom. Ag, maar anyways, wil jy van die lekker chips aardappels hê nie? Ja, gee my so 2 van hulle asseblief. Nou wat iets agterna? Wat gaan jy van my iets agterna gee? Jy weet nou so baie mans aan teer hou. Ja nee, ek weet al. Goed. Wat stel jy voor? Wat van 'n lekker dik stuk marshmallow. Ek weet, hou sommer baie daarvan. Perfek. Hy hou mos tog so van taart. Okay, kyk, haal dit gou uit hierso. Hierso mevrou. Ek kan eet vanaand hoor. Lekker aand en goeienaand Helen. Goeienaand mevrou.
Jong meneer vir my gaan lekker eet vanaand. Dis sommer 'n meal to die for. Sien vir mevrou môre aand. Lekker slaap hoor. Bye. Soos Marie uit die winkelpad huis te stap, het sy haarself vertel dat al wat sy nou kan doen is om rustig huis toe te stap, waar haar man vir haar en sy aandete wag. Sy moet dit so smaaklik moontlik maak, want haar skaat is baie moeg. En as sy toevallig by die huis instap en iets vreemds vind, of iets verskriklik tragies vind, dit natuurlik vir haar 'n skok sal wees. En dat sy hysteries van ontsteltenis en verdriet sal word. Tussen ons, sy het eers gedink dat sy enigiets vreemds sou vind nie. Sy was maar net doodnormaal op 'n donderdag aand huis toe met die groente om vir haar liewe man te kook. Skat, Petrusie, hoe gaan dit, skat? Ek is gou by Helen. Sy sê dit gaan goed. Alles. Petrus? Petrus! Petrus word wakker! Petrus! Petrus word wakker! Petrus! Petrus word wakker, skat! Word wakker! Hy's dood. Hy's regtig dood. Nou, Kom dadelik. Dis Petrus. Ek dink hy's dood. wie praat? Mevrou Vermeyer. Mevrou Marie Vermeyer. Mevrou Vermeyer. U bedoel hy, ons sersant Petrus Vermeyer is dood. Ek dink so. Hy lê op die vloer. Ek dink hy's dood. O, okay, ons kom dadelik. Wag so bietjie. Dis 'n crime scene hierdie.
Dames, manne, bring daai terug. Is hy dood? Ek is bevrees. Ja, mevrou. My ou kollega is definitief dood. Bixie, gaan afloop kom werk in die van. Ja, inspekteur. Wat het gebeur, mevrou? Stadvalk, wie ondersoek hierdie saak? Ek of jy? Skus, inspekteur. Dis maar net, hy was my ou maat gewees. Mevrou, wat het gebeur? Inspekteur, Ja. my man was alleen by die huis. Toe ek winkels toe was, ek wou net goedjies koop wat so lekker by die lamsbyt in die oorsig was. Ja. 2 aardappeltjies. 2 ertjies. Ja. Ek het marshmallow tart ook gekoop. Marshmallow tart. Hy hou mos tog so van tart. Hou van tart. Hierso, inspekteur. Gooi net versigtig toe, Bix, die fotograaf is nog op pad. Hier's 'n bloedkolletjie agter op sy kop, inspekteur. Skols, wie ondersoek hierdie saak? Ek of jy? Kies, inspekteur, maar iemand moes hom 'n potshot met 'n very heavy object gegee het. Konstabel Skols! Hey julle, kom, moenie so stryf voor die arme dametjie nie. Dink julle nie sy is deur genoeg vanaand nie? Stadvalk, wie ondersoek hierdie saak? Ek of jy? Skus, inspekteur. Ja, gooi toe, Bix. Rus sag, Sersant Petrus Vermeyer. Kom mense, laat ons sit. Vandag nog Skols! Nou goed. Jammer, inspekteur, maar hy stikken. Nou vat die stoel weg! Nou goed. Mevrou Vermeyer, u sê u was by die winkel. By watter winkel? Die 7-Eleven, die af in die straat. O, ou Helen, ek het 'n nommer. Ons doen gereeld saam ballroom dancing. Gee om as ek die telefoon gebruik. Die telefoon is in die gang. Half, verskoon my. Hey, Bux, bou dit teen die muur. Flasjes hier. Verskoon tog mevroukie, maar sal u en Strotvolk net 'n bietjie op sy staan. Ek moet die foto's neem. Perfek. Een van my portfolio. Ek het dit. Wat sien jy staan in my lig? En kom nou net uit my shot uit. Kies. Perfek. Lê dood staan. Moenie beweeg nie. Het hom in die can. Okay, Bixie, gooi maar toe.
Goeienaand, Blitz. Goeienaand. So, wat het Helen gesê? Nee, wat? Helen sê sy het heel normaal voorgekom. Eintlik al vrolik ook. Helen sê sy wou 'n man 'n lekker lamsbrood gee. Ertjies, aardappeltjies, marshmallow tart, jy weet. Ag, en hy was so lief vir tert gewees. Nee. Sê my, is dit hy? Ja. Okay. Bugsy, Flash, kom help my dra. Hierdie man lyk doodswaar. Verskoon my, Lyksman. Jy praat seker nie met my nie. Lyk ek vir jou so 'n professionele lijkbaaier? Ek dink nie. Vra vir Bugsy en vir Stitch om jou te help. Okay, Bugs, gaan nog vir die stretcher daar in die ambulans. Stretcher. Ja, die stretcher, hy's daar in die ambulans. Moenie vergeet nie. Stretcher. Ek dink ons gaan ook nog 'n kus nodig hê vir Dean. Hoekom? Polisieman het eers daar. Bietjie meer om die middellyf. Ja, is te veel van daai terte, ek sê jou. Waar's Bugs met daai stretcher? Stretcher. Bugs, nie daai stretcher nie. Okay, nuwe plan. Kom ons stel hom op, dan sit ons hom sommer op die mat en dan rol ons hom op en dra ons hom uit. Okay, Straatval, kom ons van die tafel weg. Asseblief, manne. Fuck, so alles. Okay, 1, 2, 3. Sê. Gewerk. Okay. Manne, kan julle vinniger maak asseblief? O, sorry. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, laaste keer. 1, 2, 3. Okay. Okay, op 3. 1, 2, 3. Ja, dit was reg. Hierdie man is doodswaar. O, jy het te veel terte. Mevrou, ekskuus. Sit ook agter die iewers. Daar! O, okay. Straatval, kom ons van die tafel terug. Ja, inspekteer. Mevrou, my innige simpatie met u verlies. Maar mag ek so verbarig wees as om my dienste aan u beskikbaar te beskou? Ek weet 'n mens wil nie noodwendig nou daaroor dink nie, maar 'n mens moet beplan. Soos Gert, nou is dit die geskikte tyd nie. het mevrou beplan wat iemand gaan dra na die begrafnis toe? Gert, Of in wat tipe kus hy begrawe sal word? Dalk lighout met 'n goue randjie. Gert. Of donkerhout met brons. Hy was immers 'n nederige man gewees. Ja, inspekteer. Kan jy nie sien dat jy mevrou van Meyer ontstel nie? Mevrou, ek kan selfs u man se gremering doen. Ja, geen mens kan so bleek in die hemel aankom nie, tot die Engelse stal. En die musiek. Ja, die musiek is baie belangrik. 'n Mens moet die regte atmosfeer skep. Maar gelukkig ken ek 'n baie goeie ingeskoop band wat meer as gewillig sal wees om by die geleentheid op te kom voer. Dis seker die grafsteensangers. Bugs, help asseblief vir meneer van Graaf na sy lijkswat. Ja, nee, Ja, regtig. inspekteur. Geen mens kan so... Boom! Bel my maar gerus, mevrou. Dis tyd om die grappie te begrawe, né? Ja, nee. Flash, ek dink jy kan ook nou gerus die moordtoneel verlaat. Iemand se sin vir humor het 'n stille dood gesterwe. So, mevrou, kan ons dalk vir u iewers elders slaapplek reël vanaand? By u suster dalk. Ek is seker my ou vrou sal ook nie omgee nie. Sy slaap baie vas, u weet.
Nee, dankie. Kan ek net nie bly, net totdat ek beter voel? Natuurlik, mevrou. Kan ons dan ten minste vir die spaarkamer gaan opmaak? Nee, dankie, dalk later. Mevrou Vermeyer, iemand is vermoor met 'n harde hout in die agterkop. Heel moontlik met 'n swaar stomp voorwerp. Hoogs waarskynlik met 'n stuk swaar metaal. Ja, 'n potshot met 'n very heavy object. Ons soek nou na die moordwapen. Heel moontlik het die moordenaar dit saam met hom geneem. Aan die ander kant kon hy natuurlik die wapen weggegooi of weggesteek het. Hier in die huis of in die omgewing. Dit is daai selfe ou storie. Jy kry die wapen en jy kry die man. Het mevrou hulle nie dalk iets hier in die huis wat as 'n moordwapen gebruik kon word nie? Gee om hom rond te kyk of iets dalk weg of uit sy plek is nie. Dalk 'n swaar metaal vaas. Ons het nie enige swaar metaalwase nie. O. Wat van 'n groot spanner of so iets? Ja, of so iets. Daar mag dalk so iets in die motorhuis wees. Goed. Straatvalk, bly jy hier in Troosal. Bucks, kom ons kyk buite rond. Die soektog het aan en aan gegaan. Maar het gebeur dat daar later nog 'n paar polisiemanne buite help rondsoek het. Sy kon hulle voetstappe op die grys hoor en soms was daar 'n weerskynsel van 'n flits deur die gordyn. Teen 9:00 sy het soms op haar polshorlosie gekyk. Het die polisiemanne buite begin moeg raak en sy kon 'n paar oor vertrek. Ag, Falkie, sal jy nie vir my 'n bietjie watertjies ingooi nie asseblief? Natuurlik, mevrou. Sommer van hierdie? Ja, dalk voel ek dan 'n bietjie beter. Dalk moet u self 'n bietjie water kry. Inspekteur, julle moet gedaan wees. Kry gerus. Mevrou Vermeyer, u besef hier oond is nog die hele aand aan. Ek dink ek ruik iets daar braai. O, aarde! Ek kan dit vir u gaan afsit as u wil. Ag, dit sal so gaaf wees as u dit vir my doen. Goed. Verskoon my. Sal u vir my nog 'n gunsie doen? Natuurlik, mevrou. U en julle twee. Ons kan probeer, mevrou. Vra maar. Wel, julle is nou almal hier. Almal kennisse. En die goeie vriende. Wat my skaatse moordenaar probeer vang. Julle moet in hierdie tyd baie honger wees. Dis lank na aandete en ek weet my skuld. My Petrusie, mag sy siel in vrede rus. Sy my nooit vergewe het. As ek nie ordentlike gasvryheid aan julle betoon het, terwyl ek julle besig gehou het in my huis. Hoekom eet julle nie maar die lams buite in die oond nie? Dit behoort nou perfek gaar te wees. Mevrou, ons kan rarig nie. Asseblief? Asseblief, eet dit? Persoonlik het ek geen aptyt nie en sal dit glad nie kan eet nie. Veral nie oor wat in hierdie huis gebeur het terwyl daai buite die oond was nie. Maar julle sal kan. Inspekteur, kry gerus. Mevrou, dit sal vir ons 'n eer wees. Skols. Die lamp skols. Lamsbout. Inspekteur Lam. In die kombuis magtig. In die kas is daar nog vir my Skotse whisky. Wat hy spesiaal vir die verjaar gekoop het. Ag, nou sal hy dit nooit drink nie. Inspekteur, kry gerus. Mevrou, ons kan sekerlik nie. Asseblief. Ek sal nie eers in my kas kan kyk sonder om oor my skaat te tree nie. As u daarop aandring, mevrou.
Dag. Ja, inspekteer. Ja, goed amen. Interessante smaak. Ek nie nog 'n stukkie nie. Ons kan sekerlik nie alles opeet nie. Maar sy wil hê ons moet alles opeet. Sy het dan self so gesê. Ons doen almal se guns. Nou maar goed, skep dan. Skals. Julle, dit moes 'n helse groot ding gewees het waarmee daai ou ons arme sergeant Petrus vir Meyer opgepiek sit. Ou Stitch van die ambulans sê, dit lyk of hy met 'n voorhamer gehit is. Sy kop is so pap, soos 'n vrotspan spek. Daai moordwapens ons besit baie maklik kry, Skals. Dis hoekom ons daai moordenaar vandag gaan vasdra. Hy kan maar weet. Nes jy daar sê. Nes u daar sê. Wie ook al hierdie job gedoen het, sal seker nie daai swaar ding langer ronddras wat dit nodig is nie. Miskien moet ons 'n metal detector kry. 'n Pel van my het 1 jaar 2 horlosies en 'n goue verloofring op Hartenbos se strand gekry. Skals, wil nog seker die saak? Ek of jy? Skus. Kom hier. Wat maak Skals? Ek dink jy het vir hom 'n bietjie te veel ingegooi, hoor. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Wat op aarde maak jy? Ek wil net die mis 'n bietjie opcheer. Dis al. Kom dans met my mevrou Vermeyer. Toe, dit sal jou beter laat voel. Al is dit net vir 'n minuut of 2. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I
Daar's hy. Bietjie beter, né mevrou? Skols. Los net mevrou vir my. Sy is hier baie vanaand. Jammer mevrou. Geen probleem nie. Hy probeer net. Au. Skols jou blerrie roekie. Kyk wat het jy nou gedoen. Persoonlik nee. Dink ek dat daai moordwapen nie in die huis of in die omgewing is. Wat dink jy, strontvolk? Miskien is dit die reg onder ons mense. Hy shame, die shokskop nou eers in. Dink ek gaan so 'n bietjie op die missus gaan check. Kyk papa. Golf. Ek kom maar niks uit hier nie. O, Marie. Het jy toe die ringetjie toets op ons valkie gedoen? Ja. Ek het. Net so. Presies net so. Het Marie Vermeyer aan haar skaat haar Petrusie bewys dat die wraak net so soet soos sy marshmallow tart is.